Die padongelukkefonds skors 4 van sy bestuurslede en Build One South Africa versoek toegang tot die sentrale register van wangedrag in die staatsdiens. Goeiedag, baie welkom by jou Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM op die 10de November 2025. Ek is Dian van der Berg. Die Raad van die Padongelukkefonds het 4 van sy uitvoerende bestuurslede met onmiddellike ingang geskort. Dit sluit die waarnemende uitvoerende hoof en die hooffinansiële beampte in. Die POF beskryf die stap as voorkomende maatreëls wat nie op skuld dui nie. Die ouditeur-generaal het in die 2022-23 finansiële jaar kernknelpunte uitgewys wat onder meer stygende regskostes, verkrygingssake, die nie-aanstelling van belangrike poste en gebrek aan werknemeropleiding insluit. Die POF se laste word op meer as 500 miljard rand geraam en die OG het net in 2022 en 2023 340 miljard rand in laste opgemerk. Die DA sê die Gautengse regering se pogings om te verseker dat die Johannesburg Metro se water- en elektrisiteitsvoorsiening tydens die G20 leiersberaad veilig en ononderbroke bly, is 'n klap in die gesig van inwoners wat reeds 'n geruime tyd met ernstige gebreke in dienslewering te kampe het. Die party sê die beloftes van vinnige opknappings is onvolhoubaar vir inwoners wat oplossings benodig vir die voortdurende water- en kragonderbrekings, slaggate, misdaad en vervalle infrastruktuur. Die provinsiale regering is besig met die voorbereidings vir die G20-beraad wat later van dese maand by die Nasrec konferensiesentrum in die suide van Johannesburg aangebied word. Build One South Africa of BOSA het vandag 'n aansoek ingevolge die wet op die bevordering van toegang tot inligting, die PAIA-wet, ingedien om hul hande op die regering se nuwe sentrale register van wangedrag in die staatsdiens te lê. Die bestaan van hierdie register is deur die minister van Staatsdiens en Administrasie, Mzamo Buthelezi, onthul na 'n geskrewe parlementêre vraag deur BOSA se adjunkleier. Die party meen Suid-Afrikaners het die reg om te weet wie se name op die register is, wat hul oortredings behels en of van hulle salarisse ontvang wat uit belastingbetalers se sakke kom. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, gaan Woensdag die mediumtermyn begrotingsraamwerk in die parlement lewer. Dit is net meer as 3 maande nadat die land se begroting na 2 mislukte begrotingspogings goedgekeur is. Daar word verwag dat daar hierdie keer minder teenkanting sal wees. Die parlementêre woordvoerder Moloto Motapo sê die mini-begroting speel 'n kritieke rol in die algehele begrotingsproses, aangesien dit beleidsraamwerk vir die hoofbegroting uiteensit. En 2 soldate van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag Polisieskool in Thaba Tshwane word ondersoek nadat hulle glo betrap is met 'n weermagbakkie vol koperkabels. Die soldate sou glo die kabels as skrootmetaal verkoop. Die voorval het plaasgevind nadat 'n weermagoffisier die voertuig in Pretoria Wes voorgekeer het, aangesien hy onraad vermoed het oor die aard van die vrag. Die soldate het glo probeer om op die vlug te slaan, maar is van die pad afgedwing. Die weermag het bevestig dat die voorval deur die weermagpolisie ondersoek word. Dit bring ons aan die einde van vandag se Afrikaans bulletin op Pretoria FM. Ons maak môre weer so. Totsiens.